Hallo Sakkie, yes, dis lekker om jou te sien. Wat na 'n kerk toe gaan op Sondag om saam gay mense te haat. Ek was net weer skarrel want ek het my sweetpak aangetrek en ek glip daar vir by my vrou en sy sê gaan jy nie net vir jou hemp aantrek nie. So jy het gaan oefen, jy het nie soos verlede week jou oefening gemis nie. Ja, ek het verlede week, ja, ek moes bietjie hierdie week daarby uitkom. Ek moet so 'n bietjie strek oefeninge doen, anders word my rug en my lyf net eenvoudig seer. Ek sit eintlik te veel. Ons sit almal te veel. Ons sit almal te veel. Ons moet begin bou aan 'n arkoefening. Dan sal ek weet jou, Noag het nie nodig gehad om strekoefeninge te doen. Dis my nou interessant, hier in Pretoria het hulle nou die olifant wat nou al jare in die dieretuin deurgebring het. Daar was nou mense wat geagiteer het dat die olifant moet nou nie meer in die dieretuin aangehou word nie. Hy moet na 'n hawe, 'n veilige hawe toe gaan waar hy tussen ander olifante kan wees. Hy kan nie meer so alleen wees nie. Toe is daar nou gister 'n beriggie daaroor in die koerant en gisteraand eet ons kinders by ons en ek sien ons oudste kleinkind, 12 jaar, toe sit sy die beriggie en lees oor die olifant, want hulle was die naweek met 'n kinderpartytjie by die dieretuin gewees. En toe het hulle ook gesien hoe dat die olifant gereed gemaak word en gewoond gemaak word aan die groot krat waarin hy moes ingaan en weggeneem word. So dit was vir haar nou interessant en toe dink ek nou ook daaraan dat as mense praat van Noag en sy ark, ek hou daarvan om te praat van Noag en sy dieretuinboot. want dit is wat dit was, jy weet. Ek bedoel om al daai diere in die ark te kry en dan ook, ek sê altyd vir kinders ook, gaan kyk bietjie hoeveel mense daar in 'n dieretuin is wat die diere versorg. En dink jy nou aan, as nou net Noag en sy vrou en sy 3 seuns en hulle vroue, 8 in totaal, dink jy nou werklik dat daardie 8 vir al die diere wat in daai ark ingegaan het, kon sorg? Wat vir ons sê, dat die storie van Noag en die ark is maar 'n storie, dis 'n verhaal, dis 'n mooi verhaal. En 'n mens moet dan probeer om te kyk, wat wil die verhaal kommunikeer? Ja, dis 'n mite. Zeus het ook 'n vloed gestuur, want hy was ook fed up met die mense op die aarde. Ja. En daai vloed, en daar was ook, dit was om die waarheid te sê, dit was die dogter van Pandora en haar man, was die enigste 2 wat oorleef het, want Prometheus het vir hulle gewaarsku. Pandora was getroud met die broer van Prometheus, en Prometheus het vir Pandora gewaarsku dat daar kom 'n vloed, en toe het Pandora en haar man 'n boot gebou en hulle het die vloed oorleef en hulle het op hulle bootjie het op die berg Parnassus gestrand, tot rustig gekom of gestrand, ja. tot rustig gekom. Toe besef ek net weer, die vloedverhale is universeel, want ek weet, daar's ook 'n Chinese weergawe daarvan. Met ander woorde, vloede kom met reëlmaat, en mense vertel nog altyd stories oor hoe om hierdie vloede te verklaar. Ja, met of sonder 'n ark, is ek nou hier vanaand, ek en jy, om verder te praat oor hierdie storie van Noag en die ark. Ons het verlede week gepraat oor die reuse, wat so 'n snaakse vreemde tussenin stukkie was, en nou kom ons by die sondvloed. Ja. Maar dit is dan een van die kardinale stories in die Bybel. In die gereformeerde kerk word dit in die nagmaalsformulier genoem, en dit word deel van die uitverkiesingsleer gemaak, want net soos wat Noag deur God uitverkies is, word die Christene doppers natuurlik,
ook uitgekies. Ons is almal wel, ek weet nie van jou nie, jy was in die NG Kerk. Doppers is uitverkies, jy weet, ons is uitverkies. Maar Alle gereformeerdes is uitverkies. en nou kom ons weer by hierdie ding van die Here kom na Noag toe. Of wel ten minste, hy praat direk met hom. Nou weet ons nie of hy in persoon aan hom verskyn het en of hy net stemme gehoor het nie, maar nietemin in Genesis 6 vers 11, Noag was regverdig en hy was onberispelik en hy het naby God geleef en die aarde was korrup, vol geweld en elke mens op aarde se lewe was verrot. Jy weet, van die 2-jariges tot die 6 maande oue babetjies, tot die katjies en die hondjies en die voeltjies, hulle almal se lewe was totaal en al verrot en toe het God vir hom gesê hy moet 'n ark van goeverhout maak. Weet ons wat is goeverhout? Nee, ek het nie. Ek het geen idee wat dit sou wees nie, maar dis maar hoe dit vertaal word. Maar net nog een van daai onverklaarbare woorde in die Bybel, goeverhout. Ja. Dit moes een massiewe operasie gewees het, never mind, om daai diere op die ark te versorg. As jy nou kyk na die mates van die ark, om daai pik gemaak te kry en om daai boot met pik dig te maak. Goed, en dan gaan dit oor die lengte en die presiese hoogte en dan moet dit deur en hy 3 verdiepings, 'n onderste, middelste en 'n boonste verdieping. Is daai verdiepings 'n weerspieëling van die 3 verdieping heelal waar? Ja, dis waarskynlik. Jy weet, 'n mens kan self spekuleer. Die boonste verdieping het nou al die voëls gehad. Die middelste verdieping was dan waarskynlik vir die mens en dan ander diere, of mense kon sê al die soogdiere dan, en die onderste verdieping, jy weet, moet jy dink aan alles wat moontlik in water dalk, of amfibie, jy weet, jy kan dalk dink aan amfibie. Jy weet, maar dit is nou ons spekuleer. Maar dit Dit hou waarskynlik daarmee verband. Iets wat vir my, toe ek nou begin nadink het oor hierdie dinge so 'n paar jaar gelede, interessant was dat die Noag storie ook, net soos die Genesis verhaal, 'n paar weergawe het na aanleiding van die priesterlike en die, help my gou, dis die priesterlike en die Jawistiese teks. En hier praat ons nou, in Genesis 6, word dan net gesê, jy moet vir jou van al die diere, moet jy 2 van elk, manlik en vroulik, om saam met jou aan die lewe te bly. En hulle sal na jou toe kom. Ons gaan nou nie op daai ding ingaan nie, want hierdie hoofstuk eindig dan by vers 22, Noag het gedoen soos die Here hom beveel het. En dan, in die volgende vers, sê dit, jy en jou gesin moet ingaan, van al die reindiere, moet jy 7 pare vat. En van al die onreindiere net 1 paar. Ja. En voëls is duidelik reindiere, want van al die voëls moet jy ook 7 pare, mannetjies en wyfies saamvat. Ja. So, wat was dit nou? Nee, dit is presies wat jy daar net nou opgemerk het. Ons het hier ook met 'n J-verhaal en 'n P-verhaal te doen, maar in hierdie geval is 2 in mekaar verweef, want in hoofstuk 6, soos jy opgemerk het, hoofstuk 6 vers 20, staan daar van elke soort voël, van elke soort dier en van elke kruipende dier op die grond sal jy 2 van elk, of sal 2 van elk na jou toe kom, om aan die lewe te bly. Nou daar kan jy ook uiteindelik aflei, hy sê, van elke soort voël, elke soort dier, kan 'n mens daar dink aan die soogdiere, en dan elke soort kruipende dier op die grond. Nou daai kruipende diere het waarskynlik in die onderste verdieping gebly. Die ander diere in die middelvlak en die voëls in die boonste vlak. Nou, net in die volgende hoofstuk kom jy dan, en dan lees jy, man, nou staan daar, Noag moet van al die reindiere 7 pare neem, en die onrein 2. En dit is typies van die
priesterlike verhaal of die P-verhaal. Priesters het 'n onderskeid getref tussen rein en onrein. Vind jy ook Bybels wat hierdie twee verhale soort van uitmekaar uithaal? Jy kan dit doen as jy noukeurig te werk gaan en dan baie mooi twee parallelle verhale langs mekaar waar jy kan sien in watter opsig hulle van mekaar verskil. Verlede keer het ons ook gepraat oor die syfer simboliek. Ja, Wat ook al baie kan wurms oopgemaak het, want daar's mense, conspiracy theorists, help my gou die mooi Afrikaanse woord, ek weet nie, wat hierdie syferwaardes mos nou so ontsyfer en dan ook nou nog steeds die betekenis daarna, want let wel, op die 7de dag ja, het dit begin reën, of toe die vloedwaters. ja, En presies op die 17de maand, 17de dag van die tweede maand, en toe die stort en 40 dae, 40 nagte, jy het die vorige episode vir ons gesê, daai 40 is 'n toets, dis 'n getal, dis ook 'n getal van volheid. Die water het die aarde 150 dae lank oorstroom. ja. Dis ook weer so mooi, weet, Ja, dit is sulke volgetalle wat jy dan ook maklik deur 10 kan deel. Maar oor die 40, dis regtig 'n interessante getal in die Bybel. Jesus is ook versoek vir 40 dae in die woestyn. En dit dui regtig net 'n lang periode en dan ook 'n periode waarin 'n toets soort van voltooi moet word. Maar dit vind jy op verskeie plekke in die Bybel, die getal 40. Daar bestaan eintlik 'n vreeslike oulike boekie wat professor Cas Labuschagne. Nou Cas Labuschagne was 'n Suid-Afrikaner wat hier in die 60er jare hier by Tikkies het hy by die Departement Ou Testament gewerk, maar hy het nou ook om meer geskaar by die kritiese mense wat teen apartheid gepraat het, en as gevolg daarvan het hy later toe nou uitgewyk Nederland toe, en hy het 'n pos daar aan die Universiteit van Groningen uiteindelik gaan beklee. En hy het 'n baie oulike boekie geskryf met die titel Vertellen met getallen, om te vertel met getalle, want dit is wat jy eintlik in die Bybel, jy weet, daar's verskeie boeke al geskryf oor sogenaamde kodes in die Bybel. Jy vind nou nog mense ook, jy weet, wat jy sou vertel, hierdie psalm, daar's 'n sekere psalm, ek het nou nie vergeet watter een het spesifiek is, wat dan nou sogenaamd in die middel van die Bybel sou staan. En dan lei hulle allerlei boodskappe uit hierdie psalm af. Hoe hulle by daai getal uitkom, is hulle tel nou die hoofstukke, maar die hoofstukke in die Bybel is maar later toegevoeg. En die Bybel was nie, of die boeke was nie aanvanklik met hoofstukke en teksverse geskryf nie. Ja. Sakkie, nou is die ark dobber nou hier rond en dis die wind waai en toe die winde gekom om die water te laat terugtrek en die vensters van die hemel is toegemaak en die water het weggesak en toe die ark nou daar op die berg Ararat wat na bewering in Turkye is daar 'n berg met die naam Ararat. Ja. En ek wil net sê, die stories wat gereeld op die internet rondgaan, dat daar nou een of ander ark oorblyfsels of iets soos 'n ark gevind is, asseblief mense, dit is nie so nie. Dit is seker al 20 jaar gelede bewys dat dit 'n absolute verkeerde denke was, daar bestaan nie so ietsie, so ja, dit is regtig nie waar nie. Ja. So as jy dit dalk kry, it isn't a thing. Ja. En dan is dit nou ook vir my weer interessant, die simboliek, want die eerste keer wat Noag nou die een venster, die juffrou sê vir die kinders, hulle moet 'n sin maak met halstarrig. En toe sê die een ouetjie, juffrou, as ons in die taxi ry
en Janie poep, dan haal hom stadig asem. En die hele ding van al starrigheid het my nou laat dink aan die ouens in die ark moes ook maar al starrigste asem gehaal het, want daar was net een venster. So, Nee, wat eintlik wys, weet, as jy die oomblik wat jy hierdie verhaal logies met logika probeer benader, dan beland jy in allerlei probleme, want dit is nie geskryf met 'n soort westerse logika nie. Dit is bloot 'n verhaal wat nou vertel is opstand op aarde, die mense raak verdorwe en nou verniet te besluit die God karakter, hy moet van vooraf begin. Nou doen hy dit op 'n vreemde manier, né? En hy kon eintlik maar almal doodgemaak het en jy weet weer van vooraf geskep het. Hoekom die vloed, Steve? Hoekom die vloed? Ja, nou dit het ook te doen maar met die feit dat daar was hierdie vloedverhale in die ou nabye Ooste in omloop. Verskeie nasies, volke het so 'n vloedverhaal. Jy het net te verwys na die Griekse, dan vind jy daai vertelling van Utnapishtim, wat ook so 'n soort verhaal het. Ja. Nou wat 'n mens moet aanvaar, is dat hierdie mense het almal een of ander tyd 'n soort vloed beleef. En deesdae is van die geleerdes wat nou 'n bietjie probeer met die argeologie ook kyk na, jy weet, waar so 'n soort vloed kon afgespeel het. Dink aan die Swart See, want hulle het in die Swart See ontdek, daar is benede die waters, is daar tekens dat daar ruïnes is wat mense bewoon het. Daar was ook hier in die Midde-Ooste daar rondom die Swart See, hulle vermoed die straat van Bosporus is 'n baie nou seestraat, dat daar 'n natuurlike belemmering was eintlik. En op 'n stadium het dit gebreek en dit spoel alles weg voor dit. Nou kan jy jou indink, jy het nou die Middellandse See en daar's 'n nou lang landbrug tussen die Middellandse See en die Swart See en op 'n dag breek hierdie natuurlike verbinding en die Middellandse See spoel eenvoudig in die Swart See in en dis 'n katastrofe wat plaasvind. Dit is moontlik waar een van die verhale hulle oorsprong gehad het. Nou kan 'n mens dink in die ou tyd het mense sulke katastrofes beleef en dan het hulle nou verhale uiteindelik daaroor vertel. Nou die Noag verhaal is maar so 'n verhaal en dis nou ingebou in hierdie hele storie van hoe God dan geskep het en al die krisisse wat vroeër ontstaan het en dan ook hierdie verhaal van Noag, dat God dan as dit ware nou 'n nuwe begin maak met Noag en sy familie. Maar 'n mens kan dit nie as 'n feitelike verhaal lees nie. Jy kan nie die mensdom opbou uit 8 persone nie. Ons het nog nie eens daaroor gepraat nie. Ek dink hulle sê dat jy ten minste so oor 1000 dalk meer as dit 'n bevolking van 2000 en selfs dalk meer nodig om regtig 'n bevolking in stand te hou en aan die gang te kry. So hierdie is nie bedoel as 'n letterlike verhaal. Ek wil ietsie sê oor die interne absurditeite, as 'n mens daai woord mag gebruik, van die verhaal. Sonder dat mens nou eers na al die goed kyk van wat het nou regtig gebeur. Ten minste kan ons nou sê, ons weet hoekom moes Noag 7 pare van die reindiere, want die eerste ding wat hulle gedoen het toe hulle uit daai ark uitkom, toe moet hulle offer. Ja. Toe moet hulle altyd en nou moet jy mag net van die reinvee en die reinvoëls vat om die brandoffer te bring. Ja. En dan is daar vir my iets wat so interessant is. As ek nou net na die verhaal kyk, soos wat kom ons vergeet nou vir 'n oomblik dat dit 'n
poging is om gebeure te verklaar. Nou sê die Here, hy het die offer aanvaar wat Noag toe gebring het, en dan sê hy, ek sal nie weer so 'n ramp oor die aarde laat kom vanweë die mens nie. Van sy jeug af bedink die mens net slegte dinge, maar ek sal nie weer al wat lewe laat omkom soos ek gedoen het nie. Wat my opval is die interne onreëlmatigheid van die verhaal, want die rede hoekom die Here die mense en die diere almal uitgewis het, wat hy gesê het net in die vorige hoofstuk, is omdat hulle so sleg is. En nou sê hy hier, hulle is nog steeds sleg. Vandat hulle jonk is, hulle dink net sleg te goed, maar okay, ek sal hulle nou nie weer uitwis nie. As dit 'n storie was wat ek sou geskryf het, nee, as ek nou so 'n boek moes geskryf het, gaan enige ou wat dit lees, gaan vir my sê, hoorie mevrou, jy kan nie so 'n storie skryf nie, want jy kan nie in een plek sê, jy maak almal dood omdat hulle sleg is, en dan net 'n hoofstuk later sê jy, hulle is nog steeds sleg, en let wel, die enigste 8 wat nou oorgebly het oorgebly omdat hulle goed was, maar hulle is ook sleg. Ja. Ja. Wat moet iemand soos ek maak met hierdie interne teenstrydigheid, dis die woord wat ek soek, met hierdie interne teenstrydighede in die storie. Ja, wat eintlik vir jou wil sê, jy kan nie die storie wil lees as 'n regtig goeie logiese verhaal nie. Jy weet soos dit, maar jy kan dit maar net weergee soos dit in kinderbybels. Jy weet in kinderbybels teken maar net die prentjie van, jy weet, hier kom die diere en dis alles mooi, jy weet, almal klim in die ark en die ark dryf bietjie rond en dan kom hy tot rus. Dis lyk, hè? Dis ook ja, maar jy sien nooit jy sien nooit die lyke na die tyd nie. Jy sien net alles word nou weer mooi. Maar dink daaraan ook, die plante sou versuip het. Net so van plante en versuip gepraat, die simboliek, dink ek is iets wat ons as moderne westerse mense baie miskyk. Ek wil vir jou vra oor die simboliek, of lees ek iets in die teks in wat nie daar is nie. Die eerste simboliek wat ek hier sien is, Noag laat 'n kraai uit. Ja. Die kraai kom terug en daar het niks gebeur nie. En dan laat hy 'n duif uit. Ja. En die duif die eerste keer kom terug sonder niks, en dan kom die duif terug met nie 'n gofer, nie 'n stukkie goferhout nie, nie 'n sipres nie, 'n olyftakkie in sy bek. Ja. Is ek simpel om iets daarin te wil lees, dat daar simboliek daarin is, wat by ons verbygaan, as ons dit net woordswaarts. Ja, maar nou is dit eintlik moeilik vir ons om agter die simboliek wel in te kom, want wat 'n waarde sou hulle aan olyf heg, behalwe nou in die ou nabye ooste was olywe jy weet, soos druiwe ook, né? Kyk, wat maak Noag, nadat hy uit die ark uit is, jy weet, lê hy 'n wingerd aan, jy weet, en waarskynlik waarskynlik het hy ook olywe geplant, jy weet, want dit is, jy kan amper sê, dis die soort stapelvoedsel van daardie mense, die olyf, die druiwe, dit was vir hulle in hulle omgewing bekende soort van vrugte om te eet. Jy weet, afgesiene van brood en so meer. Is jy bekend met die mite rondom Athene, die godin Athene en die god Poseidon, wat al twee die mense van die stad Athene moes besluit watter van die gode gaan hulle belangrik hulle hoofgod wees. Is jy bekend met daai verhaal mitologie? Nee. So dis hoekom, miskien is dit hoekom die olyftak nou so by my opspring. So die mense van die stad Athene moes toe nou besluit wie gaan hulle
hoofgod of godin wees. En hulle het toe met Athene en Poseidon was toe die twee hoof contestants. En toe het Athene en Poseidon albei vir die stad 'n gawe gegee en gesê en die mense het gesê op grond van die gawe sal hulle dan nou besluit watter van die twee gode is nou hulle stad se god. En Poseidon laat toe 'n fontein op die Akropolis ontspring. Maar omdat Poseidon die god van die see is dit toe nou 'n soutwaterfontein. En natuurlik was dit nou nie so gewild nie. En Athene, die godin Athene, het toe 'n olyfboom laat opkom. Dit was die heel eerste olyfboom. En die mense het gesê, hierdie ding gee vir ons olie om vir ons lig te maak. Ons kan sy vrugte gebruik en ons kan sy hout gebruik om ons warm te maak. So die olyfboom was hier gesien as 'n gawe. En ek kan my dit net indink dat die mense van die rondom die Middellandse See waar die Bybel ook sy ontstaan tot 'n groot mate gekry het. Moes hierdie ongelooflike waarde aan 'n olyftak heg. Hy gee vir jou alles wat jy nodig het. Ja. Nee, ek dink jy's heeltemal reg. Die hele ding vir my is ook net om te kyk dat ewe skielik die rol wat bloed, jy weet, ons het gepraat met Kain en Abel, dat God straf nie vir Kain deur hom dood te maak nie, maar nou ewe skielik hier in hoofstuk 9 vers 6, eintlik kan jy daar by vers 5 begin, wat God sê hulle kan nou vleis eet, maar julle bloed, naamlik julle lewens, sal ek eis. Van elke dier sal ek dit eis. Van die hand van die mens, die hand van die mens teenoor die ander, sal ek die lewe van 'n mens eis. Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, deur die mense sal sy bloed vergiet word. Want na die beeld van God het hy die mens gemaak. Nou hier vind jy dan die sogenaamde vergeldingswet, né? As jy doodslaan, dan is doodslag, jy weet, oog vir oog, tand vir tand. Wat ons nou nie by die verhaal van Kain en Abel gevind het. Ewe skielik kom hierdie wet na vore. En dit is dan ook deel van die P-verhaal, né? Die priester verhaal. Want nou is daar ook 'n voorskrif, jy weet, jy mag nie vleis met die bloed eet nie, né? Jy moet die bloed as dit ware laat uitloop as jy slag en dan mag jy eet. Ja, nee. Jy het my nou eintlik voorgespring want ek wou nou gehad het ons moet nou eindig daar by die by hoofstuk 8. Maar terwyl ons nou daar is, ek wil hê ons moet nou eindig. Ons het nou gekom by hierdie verbond, maar ons gaan nie nou vanaand oor hierdie verbond praat nie. Ons gaan eindig hier met die bloed, wat soos jy sê, 'n totale nuwe konsep is. En sommer nog 'n verklaring, want nou mag mense vleis eet. Dit klink tog asof daar alles wat roer en lewe sal kos wees vir julle. Naas die groenplante gee ek dit alles vir julle. Dis tog asof die voorvloedse wêreld was vegetaries en die navloedse wêreld was nie meer vegetaries nie. Maar tog as jy net teruggaan na daai Kain en Abel verhaal, Kain het van die vrugte geoffer en dit was nie heeltemal aanvaarbaar. Ja, maar die Here is nog altyd 'n braai vleiseter. Maar die mense het eers na die vloed begin. Ja. Maar jy sien, dis sulke afleidings wat mense maak, jy weet, en dan wil hulle nou as dit ware vir jou voorskryf en sê, nee, maar jy weet, as jy nou regtig Bybels verleef, moet jy eintlik dan voor die Noag gebeure lees, jy weet, daar sien jy, die ideaal is vegetaries. Sakkie, ek wil ietsie anders sê, jy praat nou van reëls wat voorskriftelik gemaak word. Is daar 'n verband tussen hierdie vers van julle mag nie vleis eet met sy lewe in, dit is met sy bloed in nie. Want dis die Jehova getuies wat nie bloedoortappings mag kry nie. Ja. Omdat
die gees, die lewe dan nou in die bloed is. En Ja. iets wat vir my altyd belangrik is wanneer ek oor hierdie goed praat, eintlik dis die rede waarom ek oor hierdie goed praat. Die idees wat mense hier uit hierdie teks uithaal, het 'n massiewe effek op die werklike lewens van vlees en bloed mense wat vandag lewe. Daar is mense, daar is kinders wat doodgaan, omdat hulle ouers sê, ons is Jehovah getuies en jy mag nie 'n bloedoortapping kry nie. Ja. Dit het werklike effekte op werklike mense se lewens. Wat vir my die eintlike belangrike aspek is van waarom dit nodig is om oor hierdie goed te praat en onsself af te vra, is dit werklik iets wat waar is, nommer 1? Is dit waar? En as dit waar is, moet dit vandag nog geld op die manier wat dit nog steeds deur baie mense interpreteer word? Of hoe moet ons daarmee omgaan in ons tyd, in ons dag, in ons lewe? En die Jehovah getuies wat nie bloedoortappings aanvaar nie, is miskien 'n ekstreme voorbeeld. Ek sal dit toegee. Maar net so is daar talle dinge wat in die samelewing vandag nog elke dag as soort van normaal gesien word, op grond van idees wat in hierdie antieke teks gepropageer word. En dit is waarom ek dink dis belangrik om hierdie goed uit te pak en vir ons mense, vir Afrikaanse mense, vir Suid-Afrikaners, vir Afrikane wat vandag in hierdie wêreld wat so kompleks is lewe, te sê, dink 'n bietjie oor die werklike waarde van hierdie teks. Moet dit nie meer waarde gee as wat dit het nie. Ook nie minder nie. Vat dit vir wat dit is. Ja, nee, maar jy weet, en dis vir my die belangrike is dat mense net sal leer dat die Bybel antieke verhale en dat ons daai antieke verhale nie sonder meer na ons dag kan deurtrek nie. Dit is verhale wat daardie mense vertel het om die lewe vir hulle verstaanbaar te maak. Sakkie, elke keer as ons praat, dan maak ek 'n knoop in my oor. Ons moet beslis ook 'n keer praat oor die konsep van 'n siel. Nou, ja. Dit word nie, dink ek, ooit eksplisiet in die Bybel as 'n verklaring of iets gegee nie, want die bewussyn oor wat 'n mens is en wat bewussyn is, was natuurlik baie meer primitief as wat ons is. Maar die idee van siel en die betekenisse van hierdie woorde gaan ons definitief nog by uitkom. Ons gaan volgende keer praat oor die reënboog. Ja. Oor die reënboog soos wat dit vir Noag gesê is, en dan wat vir my interessant is ook die betekenis wat vandag daaraan geheg word, hoe die moderne kultuur hierdie antieke storie gevat het en hom net mooi geflip het na die ander kant toe. En dan kom ons by 'n lekker gedeelte. Man, Genesis 9 vers 20, Noag het 'n wingerd geplant. Dan raak die paartjie rof. So, ons gaan volgende week gaan praat oor die reënboog. En weer eens, sonder nou te veel weg te gee, die effek wat hierdie vers van Kanaan wat vervloek was en die slaaf, wat dit tot vandag toe in ons land spesifiek nog steeds het. Omdat daar goed ingelees word in die teks in wat totaal en al nie daar is in die eerste plek nie. Maar op daai plesierige noot gaan ek vir jou sê Kobaai. En goed, dankie. Dit was weer eens baie lekker. Ek sê dankie vir jou tyd. Goed, Tersia, goed gaan. Dankie. Bye. Totsiens. Goed gaan. Geval